Geliefdes, kom ons raak net stil voor die Here. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar rus en vrede is. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid tot die eer van sy naam. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, en mag julle ook die kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees gedurende hierdie erediens ervaar. Elkeen wat in die huis van die Here is, maar ook elkeen wat oor die lig ingeskakel is. Amen. Liefdes, kom ons maak die woord van God oop, daar by Handelinge 3. Handelinge 3, dan lees ons daar vanaf vers 1 tot 7. Handelinge 3, vanaf vers 1 tot 7. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes vir hulle gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en hy rig hom op en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Liefde, tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen wat die woord van God hoor, dit in sy hart bewaar, maar ook gaan doen dit wat die woord van God van jou en my vra. Daarom, geliefdes, wanneer ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dan sien ons dat hierdie man vir jare lank, sê die skrif, van geboorte af, volgens godsdienstige gewoontes, by die tempelpoort wat die skone genoem was, neergelê was, om almoes te vra van die mense wat by die tempel in en uitgegaan het. Waarom sou jy dink, het hy daagliks vir jare lank net daar gelê? Dit was omdat hy 'n teleurstelling van verwagting gehad het, en daarom het hy opgegee op wonderwerke, slegs omdat hy teleurgesteld was. En toe kom Petrus en Johannes by hom uit. Geliefdes, is dit nie snaaks nie? Jy kan in skoonheid wees. Luister baie mooi. En jy kan die skoonheid mis. Jy kan in 'n wonderwerk wees, en jy kan die wonderwerk mis. Jy kan in genesing wees. Jy kan in die aanraking van God wees, jy kan in die teenwoordigheid van God wees, en dan mis jy dit, net as gevolg van 'n teleurstelling wat jy ergens in jou lewe gehad het. Eintlik moes hulle hierdie skrifgedeelte genoem het, teleurstelling van verwagting. Want dis presies wat dit is. Geliefdes, want wanneer jy teleurgesteld is, wat is die eerste wat gebeur? Jou verwagting sterf. Jy kan in 'n huwelik wees en nie meer probeer nie, want dit het voor jou nie gewerk nie. En dan kry jy dit dat vrouens vir hulle mans begin sê,
kan jy nie net na hierdie kinders omsien vir 'n slag en 'n goeie pa probeer wees nie. Net omrede dit uit 'n plek van teleurstelling kom as gevolg van verwagting. Jy sien geliefdes, ek sê weer, jy kan in skoonheid wees en jy kan dit mis. Nie omdat jy dit wil mis nie. Nie omdat jy dit nie kan sien nie, maar omdat jy al teleurgesteld was in jou lewe. Omdat jy teleurstelling ervaar en beleef het. Iewers in jou lewe het jy 'n verwagting gehad en dit het nie gebeur nie en jy was teleurgesteld. Geliefdes, jy kan elke Sondag kerk toe gaan. En jy kan so gewoond raak aan die patroon van die verloop van elke diens. Daar is geen wonderwerke nie. Geen krepeles loop nie, geen blinde sien nie, geen pyne verdwyn nie. Maar ten minste hoor jy 'n goeie diens. En ten minste het daardie woord jou vir die dag gekalmeer. Maar dit gaan jou nie help vir môre nie. Môre moet jy steeds die lewe trotseer en in die gesig staar. Moet jy steeds jou omstandighede en jou situasie face. Miskien is dit jou baas. Miskien is dit jou werksituasie. Dalk jy wat nie geld het nie. Jou pyn wat dieselfde is. Maar ten minste kan jy sê, ek was in die kerk. Jy is so tevrede met die rocking chair waarin jy elke Sondag sit. Omdat die prediker sê presies wat jy wil hoor, maar tog is jy teleurgesteld in jou verwagting. En dit, geliefdes, is wat met daardie man in ons skrifgedeelte gebeur het. Die woord sê van sy geboorte af was hy krepeel. Van hy gebore was, is daar vir sy ouers gesê, hy sal nooit kan loop nie. En daarom het hy nie eers verwag om ooit te loop nie. Hy het gewoond geraak aan sy omstandighede in daardie plek. En dit terwyl die plek waar hy hom neergesit het, hy elke dag rondom hom die wonderwerke gesien het wat in die tempel gebeur het. Waar mense genesing van hulle siektes ontvang het. Maar as gevolg van teleurstelling en verwagting, was hy tevrede dat die mense hom elke dag na die skone poort gedraai het en hom daar neergesit het. Hy het geen verwagting meer gehad nie. Nou vra ek jou, geliefdes, eintlik nie ek, dit wat God vra. Hoeveel van ons raak lam in ons daaglikse situasies? Hoeveel mense wil jy dalk probeer help, maar wanneer jy vir hulle sê dat jy hulle wil help, dan sê hulle, nee dankie, ek is okay. Jy kan die armoede, die pyn, die hartseer rondom hulle sien, maar hulle sien dit nie meer raak nie. Want iewers langs die lewenspad het verwagting in hulle lewe gesterf. Jy wil hulle help, aangesien dit duidelik is dat daar 'n probleem is, miskien in hulle huwelik, en hulle weier dit en sê, nee, daar is geen probleem nie, so hulle lewe in denial, in ontkenning, want geliefdes, iewers op hulle pad het verwagting na 'n beter lewe gesterf. Het verwagting na liefde, na omgee, gesterf. Baie mense, geliefdes, loop rond op aarde en word tevrede in armoede. Hulle word tevrede sonder liefde. Hulle word tevrede in verhoudings wat nie regtig goed vir hulle is nie. Hulle word tevrede sonder kos. Hulle leef deur met bakhande te staan, terwyl hulle veronderstel is om hulle hande op te tel en God te loof en te prys. Geliefdes, die hartseer is dat baie mense raak gewoond daaraan om bakhande te staan en te bedel. Ons sien dit by robotte, ons sien dit by stopstrate. Hoekom doen hulle dit? Want hulle verwagting het gesterf. En baie van ons raak so teleurgesteld in 'n stadium van ons lewe, dat die slegte en die verkeerde ons goeie word. Om nie tevrede te wees in 'n verhouding, in 'n huwelik, met ons rekeninge wat ons nie kan betaal nie, dat dit nie meer saak maak nie. Ek moet nie ons help nie, ons is okay.
Liefdes, wanneer jy iemand dit hoor sê, mense wat so praat, dan weet jy, hulle het 'n teleurstelling met verwagting gehad. Net soos daardie man. Was hy gewoon daaraan om met bakhande te staan en om almoses te vra? Hy het nie eers meer aan die mense opgekyk nie. En dit is hoekom Petrus vir hom gesê het, kyk vir my, kyk vir ons. Want hy het 'n teleurstelling met verwagting gehad. Kyk op. Geliefdes, dis wat God vanmôre vir ons sê. Kyk op. Die oomblik as jy so teleurgesteld raak, dat jy ophou om op te kyk, is dit baie gevaarlik, want daardie oomblik sterf jou verwagting. Maar baie van ons doen dit elke dag. Jy vind dit selfs in 'n kerk. Meestal is ons gewoond aan 'n goeie diens. Maar as al mense sê, moenie wonderwerke verwag nie, die kerk sê, baie kerke sê, moenie wonderwerke hier verwag nie, want ons is nie daardie soort kerke nie. Ek het dit al gehoor. Al wat ons hier doen is ons spreek net. Geliefdes, dit is omdat verwagting vir baie mense gesterf het. En hulle kyk nie meer op nie. 'n geesvervulde man van God het by geleentheid gesê, if there's no miracles in your church, the Holy Spirit is not present. En ek sê amen op dit. Geliefdes, daardie man by die skone poort het net verwag om almoses te ontvang, dis al. Geen wonderwerke, om nooit te loop nie, om krepeel te wees. Dit was deel van wie hy was. Dit was sy lewe. Hoeveel van ons gaan deur die lewe waar ons teleurgesteld geraak het in 'n verwagting, en daardie deel van ons het verlam geraak. Dis dieselfde wat met daardie man gebeur het by die skone poort. Geliefdes, God sê, vandag vir jou wat luister, en nou bid ek met my hele hart, en ek het dit hele aand gebid, en ek het dit vanoggend gebid, ek het dit op pad gebid, dat God geopende geestelike ore, wyd geopende geestelike ore, en ontvanklike harte, in hierdie oomblikke sal maak, want God sê, vir jou wat luister, as jy ooit teleurgesteld was in 'n verwagting, staan op. In die naam bo alle name, staan op. God sê dit vandag vir jou. Is jou rekening laag, sê dit en staan op. As jy krepeel in armoede, staan op. Enige deel van krepelheid, geliefdes, hoor my hart, wat daar vanoggend in die huis van God is, maar ook by julle oor die lig. Enigiemand ergens oor die lig wat ingeskakel is, staan op. God sê die naam van Jesus, die naam bo alle name, staan op. God sê staan op. Daardie dooie droom wat jy gehad het. God sê staan op in jou gedagtes, staan op in jou denke. God sê staan op in jou liggaam. Geliefdes, sommige van ons het so gewoond geraak aan iets in ons liggame wat verkeerd is. Ons leef al maklik daarmee saam. God sê vandag, is dit jou tyd. God sê dit is jou tyd om op te staan. Sê vir jouself om op te staan. Staan op uit wat ook al verkeerd is in jou lewe. Staan op uit teleurstelling, sê God. Staan op uit vrees. Staan op uit angs. Staan op uit wat ook al oor jou lewe gesê is. Staan op daaruit. Vandag, God sê nie môre nie, vandag. Wat ook al verkeerd is in jou lewe, jy het die mag om te sê, staan op. Maar dan kom ons by vers 7. Wat doen jy as jy spreek, staan op en niks gebeur nie?
Dis die enigste vers in die hele woord waar vers 16 verander het nie, en hy moes spreek en hy moes doen. In die naam van Jesus van Nasaret, staan op. Maar kyk geliefdes na hierdie wonderwerk. Die opstaan het reeds in die gees begin. Kom ons kyk, lees gerus vers 7. Weer 'n keer. Luister, Petrus het hom opgelig. Selfs nadat Petrus vir hom gesê het, staan op, het hy hom steeds aan die arm gevat en hom opgetrek. Geliefdes, wanneer jy vandag met die staan op in jou lewe praat, en hoor my hart vanmôre, God sê, jy moet dit doen. Dit is jou tyd. Sal God jou oplig. Jou verantwoordelikheid is om te praat, te sê, staan op. Staan op in jou siel. God sê, staan op in jou denke. Staan op in daardie dooie, dorbeen situasie waar jy jouself bevind. Staan op daardie droë bene en God sê, hy sal jou oplig. Want daar is een woord, geliefdes, wat in vers 7 uitstaan, en dit is die woord onmiddellik. Onmiddellik. Nadat hy gepraat het en steeds niks gebeur het nie, sal God jou ophef en onmiddellik sal dinge verander. Onmiddellik sal jou gedagtes verander. Onmiddellik sal jy begin beter voel. Onmiddellik sal jy die wonderwerk sien. Onmiddellik sal die teleurstelling verdwyn. Onmiddellik sal verwagting terugkeer. Onmiddellik sal dooie drome lewendig word. En dit is, geliefdes, wat belangrik is. God sê vandag vir jou, praat oor die dinge in jou lewe. Praat oor die verkeerde. Praat oor die teleurstellings waardeur jy gaan en waarin jy is. Praat oor die verwagting wat gesterf het. Sê vir jouself, staan op. En voordat jy weer teleurgestel wil raak, sal God jou ophef. Geliefdes, onthou, wanneer jy sê staan op, dan kom dit altyd by God se oor uit. En God is getrou. God is nie 'n mens wat sou lieg nie, God doen wat hy beloof het. Dink aan Petrus. Ek dink vir 'n oomblik het hy aan homself gedink, toe hy dit doen. Daar was 'n tyd toe hy 'n oplig nodig gehad het. Daar toe hy by water gestaan het, en die oomblik toe hy besef waar hy is en wat hy doen, en hy begin rondkyk, het hy gesink. En dadelik was daar die hand, wat hom opgelig het. Dieselfde hand wat vir jou en my, en elkeen wat luister vanmôre, sê, staan op. Want wanneer jy na daardie skrif gaan, dan staan daar, dadelik het Jesus hom aan die hand gevat, en hom opgetel. En geliefdes, toe Petrus hierdie hele aksie met die verlamde man gedoen het hy dit gedoen as gevolg van ondervinding. Hy het geweet, hy was al op so 'n opligplek, waar hy opligting van God nodig gehad het. Jy kan nie met mense praat, as jy nie die ondervinding het nie. Jy kan nooit met mense praat, as jy nie weet waartoe hulle werklik gaan nie, as jy nog nooit siekte aan jou eie lyf gevoel het nie. Hoe sal jy met iemand praat wat siek is? As jy nog nooit armoede geken het nie, kan jy nie oor armoede praat nie. Maar uit ondervinding weet jy om op te staan, en jy weet dat wanneer jy opstaan en beweeg, sal God jou ophef, aan die arm vat, en onmiddellik sal jy regop staan, jy sal begin beweeg, en daar sal verandering in jou lewe teweegkom. Dit is wat God sê. Daarom, geliefdes, vra God jou, en ek sluit af met dit. Hoor mooi, nie my stem, nie God se stem wat vir jou sê vanoggend. Jy ook oor die lig wat ingeskakel is. Is jy gereed om weer 'n verwagting in jou lewe te hê? Is jy gereed wanneer jy self sal sê staan op? Het jy genoeg geloof om te weet jy sal opgehef word?
Want God Almagtig sê hy sal dit doen. En God beloof, en ek sê weer, wat God beloof sal hy doen. Daarom spreek vandag. Spreek vandag. Staan op. Sê vir jouself, staan op. En kyk hoe jy verhef word. Jy sal agterkom, onmiddellik het jy nuwe krag. Die oomblik wanneer jy nuwe krag het, dan kom vreugde in jou lewe terug. Dawid sê die psalms, the joy of the Lord is my strength. Wanneer jy krag het, sal jy weer vrede en vreugde in jou lewe hê. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here vanoggend ook. Jy uit my mond uit, maar uit God se hart. Die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here wil julle gebede verhoor en julle sy vrede en sy guns en sy goedheid en sy liefde skenk. En daarom, Vader, dat U vanoggend vir elkeen van ons kom sê, staan op. Staan op uit jou situasie, uit jou verlamming, uit jou teleurstelling uit. Staan op, want God wil jou seën. Mag elkeen van julle die seën van die Here ook in hierdie week 'n ryke mate ervaar en beleef. Amen.